Nou maatjies, eendag, lang gelede, waar die geelhak en die blouhak groei, waar die swarthak gryp na jou enkels, waar die pyjama donkies die kweekgras kort hou en die kameelperde pesel in die soetdorings, waar die rooi spruit en die draaispruit kabbel oor die klippe in die skaduwee van die Kransberge, was daar twee maatjies genaamd Dirk en Frik, en hulle was baie lief vir fietsry, vir boomklim, vir bergklim, vir kleilat, vir al die lekker dinge wat 'n mens kan doen in die bosveld. Nie net was hulle lief vir die lekker dinge wat mens kan doen in die bosveld nie, ook vir die lekker dinge wat mens kan eet in die bosveld. Moepel, noem, maar hulle gunsteling? Marula. Nou maatjies, as julle nog nooit 'n marula geëet het nie, dan moet julle regtig plan maak en dit in die hande kry, want dit is heerlik. Seker omtrent so groot, as hy nie ryp is nie, dan is hy groen en hy's baie hard en suur en dan is hy nie so lekker nie. Maar wanneer hy ryp word, dan word hy so wit blekerig, dit gaan oor na geel toe, so ligte geelerige kleur, en wat mens doen is, mens skeur sy vel af, jy vat hom sy onderkant en dan druk jy hom so, die hele ding so in jou mond in. En hy het 'n groot pit in die binnekant, hoe groter die marula, hoe groter die pit, en dan eet mens die vleisie so af van die pit. Och, dit is te lekker. Dis 'n verskriklike lekker vrug, regtig waar. Januarie, Februarie, dan is hy gewoonlik op sy beste. So maak plan, maatjies, kry vir julle marula. En dit is wat Dirk en Frik besig was om op daai dag te doen. Hulle soek marulas en hulle weet waar die beste marulas is wat hulle kan kry. En dit is buite die huis. Wel, dit is nie die beste marulas enige plek nie, maar dit was die beste naaste marulas, kom ons sê dit so. So hierdie marulas was buite die huis van oom Bart en tannie Babs van Buggelin. En hulle is die twee mense wat Bart se Bosveldbar bestuur. Dis nou 'n kroeg wat hulle gehad het. En oom Bart spesifiek het die marulas versamel op groot hoeveelhede daarvan om Bart se Bosveld bier te brou. Nou, dis ietsie wat vir mens net hoofpyn sal gee, so ek sal wegbly van dit as ek vir julle enigstens raad kan gee. Maar die marulas wat hy soek, Dirk en Frik het dieselfde ding gesoek. So hulle ry rustig in die rigting van oom Bart en tannie Babs se huis, en oom Bart het so 'n ernstige uitdrukking op sy gesig gehad. Hy het so swart kroeshare gehad, blasvel, groot baard, amper altyd kwaad gelyk. Tannie Babs het ook sulke kroeserige swart hare gehad, maar sy was baie meer kalm en baie meer aangenaam as haar man. Jy het miskien dit self ook al gevind, maatjies, dat soms dan is die tannie is bietjie vriendeliker as wat die man is. Nou dit was baie beslis die geval met die van Buggelins. Maar, ongeag, dis 'n storie vir 'n ander dag. Hier ry hulle rustig in die rigting van Buggelin se huis, en soos wat hulle ry hulle hier by die polisiestasie verby, en buitekant staan konstabel van Skoor, en hulle groet hom baie beleefd. Goeiemôre konstabel, en hy knik so in hulle rigting. Konstabel van Skoor praat nie veel nie, behalwe sy moed. Maar as daar iemand is wat gereed is om op te tree, reg is vir 'n ding, dan is dit konstabel van Skoor. As mens in die woordeboek kyk onder die woord paraat, en die woord paraat beteken jy's voorbereid en jy's bereid. Nee, jy's gewillig om ietsie te doen, maar jy's ook gereed. So gewillig en gereed, en jy's daartoe, en dis al daai so als in een, paraat. En as jy in die woordeboek kyk onder paraat, daar is 'n foto van konstabel van Skoor. En 'n interessante ding ook van konstabel van Skoor is dat hy slaap nie in 'n bed nie. Hy lê nie tussen lakens nie, want dit gaan dan te lank neem vir hom om op te staan en gereed te wees. So wanneer hy slaap, dan slaap hy in sy uniform op 'n stoel soos hierdie. En al wat hy doen is dit. Hy maak net sy oë so liggies toe. En mens sal dit nie eintlik besef dat hy besig is om te slaap nie, want hy raak net so liggies weg. Maar die kleinste geluid,
as sy polisie radio maak, of die telefoon lui, of sy ietsie hoor wat uit plek is, dan is hy gereed met sy dienspistool aan sy sy, om 'n probleem te gaan oplos. Uitmuntende polisieman. Maar, hulle groet toe vir hom beleefd, en hulle ry verder. Meer oor konstabel van Skoor op 'n ander dag. Ry hulle hierso verby, deur die dorp in die rigting van die groot marula boom wat daar so staan by die Van Biggelen se huishouding. En hulle weet dat oom Bart is al klaar by die Bosveldbar besig om voor te berei, en dit gaan net tannie Babs wees wat by die huis is, en sy het geen probleem dat hulle soontoe kom marula's pluk nie. Hulle groet vir die tannie, en sy staan daar so in die kombuis, en sy waai vir hulle so deur die venster, en hulle begin daar so om te klouter deur die boom. Hulle los hulle fietsse net so by die onderkant van die boom, en hulle is daar so in die marula in. En dis te lekker vir hulle. En hulle, baie van dit, dis die voordeel van 'n marula, is dat baie van die lekkerste vrugte val net eenvoudig op die grond. En dan kan jy dit net optel. Jy hoef nie te klim tot daar heel bo om 'n lekker vrug te gaan kry nie. Jy kan hom net so optel, en hy's hard genoeg dat hy nog steeds gaan werk. Dis te lekker. Maar hier, die volgende oomblik, dan hoor hulle die mees onaardse geluid wat so kom uit die huis uit. Dis so ietsie wat klink, dit klink amper soos 'n boor, met so 'n klap geluid wat samekom, so 'n grrrr geluid met die soos dit. Maatjies, wat dink julle kan dit wees? En Dirk en Frik kyk vir mekaar so, en hulle hoor hierdie tipe geluid, en hulle weet, dis nie normaal nie. Hulle kyk terug na die huis, en hulle sien, daar soos niemand by die kombuisvenster nie. Dis seker 'n probleem. En hulle hardloop daar so na die huis toe. Frik was die eerste, want hy het vinnig opgetree. Dirk was nog steeds besig om hier so marula af te skil en in sy mond te sit, maar Dirk het dit sommer laat los, en hy hardloop, en daar kom hy by die venster, en hy kan nie deur sien nie, want hy's nog klein. En hier staan 'n emmer, dis seker omtrent 'n emmer wat so groot is, wat oom Bart gebruik om hierdie bier mee te brou, maar die ding staan leeg, en hy dop die emmer om, en hy spring boop dit, en hy kyk deur die venster, en weet julle maatjies, wat sien hy, soos hy daar deur die venster kyk? Hy sien dat die kraan, wat by die wasbak is besig om so te vibreer, en dit is krrrr, dis duidelik daar waar die geluid vandaan kom. En die ding, elke keer as hy kik maak, dan is dit so dat hy spoeg, soos 'n stoom, is besig om so uit te kom, en dis kook water wat daar uitkom. Maar hoekom is tannie Babs nie besig om iets te doen? As mense geraas hoor, dan sou mens dink sy sou kom ietsie doen aan die kraan, maar sy doen nie. En Frik besef iets is verkeerd, en hy kyk hier so deur, en hy sien, maar my goeiste, net hier agter die wasbak, daar lê tannie Babs plat op haar rug uitgepaas, en hy sien sommer, hier is ietsie wat nie reg is nie. Iets omtrent hierdie is net verkeerd, maar behalwe dat die tannie net sommer so in die kombuisvloer net gaan lê op haar rug nie, maar iets omtrent die hele prentjie lyk soos hy moet nou ietsie doen. Hy sien ook dat die prop is in die wasbak van hierdie kookwater wat besig is om in die wasbak te loop. So die water gaan dan oorloop, en dit gaan haar brand, want sy lê daar so met haar bene gaan wees onder die wasbak, waar al die water dan op haar gaan val. O my goeiste, hy moet ietsie doen. En hy sien toe, maar dis nog erger as dit. Daar's 'n waaier wat in die kamer staan. Julle ken mos daai waaiers wat so, hy zip draai hy so. En hy sien dat soos wat hierdie waaier draai, toe waai hy die gasvlam dood. Agter tannie Babs is daar 'n gasbrander, dis soos 'n gasstoof wat daar staan, maar dis 'n ou tydse een. Die nuwe is dan het so 'n veiligheidsding aan dit, as jy die vlam uitblaas, dan stop die gas. Nie met die ou soort nie, so dan sien hy daar so, blaas die waaier dit dood. En daar's 'n ketel wat so aan die een kant lê van dit, so 'n aluminiumketel, en hy besef, tannie Babs het daai afgehaal om hom nou vol water te maak, en maar nou het die vlam verbygekom, die waaier verbygekom en die vlam doodgeblaas. O my goeiste, so die hele vertrek gaan nou vol word van gas. Probleem nommer 1, tannie Babs lê op die grond. Hoekom lê sy daar?
Probleem nommer 2, die kookwater. Probleem nommer 3, die gas, as daai gas die hele vertrek vol maak, dan sy kan verstik, sy kan versmoor. Dis net te erg. En toe sien hy ietsie wat nog erger is as dit, maatjies. Tannie Babs het so 'n mooi kers wat 'n reuk afgee. Dit is 'n wierookagtige tipe ding, maar 'n kers wat hulle een of ander geurmiddel in dit sit. En die staan agter op die tafel waar hulle eet, waar sy en oom Bart ontbyt eet. En daar brand hierdie kers. So as die gas kom by daai vlammetjie, dan miskien is dit die einde van alles. Dit gaan net boem wees, soos wat dit vlam vat. Dit is die tannie is uitgepaas. Daar's ons kookwater op pad na haar toe. Die gas is besig om die vertrek vol te maak en daar's 'n vlam wat miskien nog dit gaan raak. Maar maatjies, toe raak dit nog erger. Weet julle wat sien hy toe? My goeie, hierdie krrr geluid in die mure in die huis het nou duidelik 'n storing veroorsaak. En hier kom 'n mamba uitgeseil. Julle weet, maatjies, van 'n mamba. Dit is een van die gevaarlikste bosveldslange. Sy gif is dodelik en hy's sommer 'n kwaai slang. Dis nie dat hy sommer maklik sal wegseil nie. Hy byt iets viesliks. Nou is daar 'n mamba, so wat gebeur het is die pyp wat so krrr gemaak het hom geplaan sy nes en hier kom hy uitgeseil en hy sommer so op en af daar op die vloer. Dis die kookwater, wat die uitgepaas, die kookwater, die gas, die vlam wat dit miskien kan laat ontplof. En nou is daar 'n mamba. Dirk en Frik is net onmiddellik oortuig daarvan, maar ons moet ietsie doen, soos onmiddellik. En hulle probeer om daarin te kom by die deur. Maar, maatjies, die deur is gesluit. Die probleem is dat die Van Buggelens is omtrent die enigste mense in die hele Bosveld kontry, in die hele Kransberg kontry wat hulle deure sluit. Dit het dalk ietsie te maak daarmee dat hulle aanvanklik 'n kroeg bestuur het in Western Area. Ek weet nie, maar ons het nou nie tyd om daaroor te praat nie. Dis 'n storie vir 'n ander dag. En Dirk en Frik kyk rond van wat kan hulle doen. Hulle sien daar een kant staan daar 'n kruiwa. En hulle hardloop soontoe en hulle gryp by die kruiwa. Hy's vol sand gelaai. En hulle hardloop in die rigting van die deur. En julle weet mos van wat het 'n kruiwa, maatjies. Die kruiwa het so in sy raam. Hy het 'n raam wat so, as jy nou van bo af kyk op hom, dis die bak, né? En dan onder dan is dit die raam met die wiel wat in dit is. Aan die voorkant van die wiel dan is daar so 'n harde staal gedeelte wat mens eintlik dan jy stop en kan jy die kruiwa so optel. So die ding, hulle gebruik dit toe as 'n stormram en hulle hardloop in die rigting van daai deur. Hulle tref daai deur so hard as wat hulle kan. Pa! En hulle breek 'n stuk aan die onderkant daarvan uit en hulle druk daai paar planke uit die pad uit. En Frik is nou 'n bietjie kleiner as Dirk en hy glip daar so deur en hy maak die deur oop. En hulle kom daar binnekant, maatjies, en hulle sien kookwater, die tannie wat lê. Hulle sien die kers, die gas, die mamba en hulle vinnig dan spring hulle aan die werk. En Frik het gesien hier, so die eerste ding wat hy moet doen is hy moet dit ontslaa raak van hierdie mamba. So hy gaan so vinnig so wat hy kan daar na die wasbak toe en hy gryp daarso van daai water wat in die wasbak is, daar soos 'n wat daar binne is. Toe gryp hy die en hy gooi daai warm water daar op die mamba. En die mamba begin hom so te draai en rond te koek en hy vinnig gryp hy een van daai baie emmers wat daar so was. Hy gryp die en hy dop dit so onderste bo op die mamba. Daar sê en die mamba dan klap so daar so binne in dit. En terwyl hy besig was om dit te doen, toe het Dirk blitsvinnig die gas gaan toemaak dat dit nie 'n probleem gaan veroorsaak nie. Maar hy hardloop toe om vensters oop te maak dat die gas net kan uitkom, dat daar nie 'n probleem is nie. En hy blaas toe ook daai vlammetjie dood wat agter op die tafel is. My goeie, daai probleem is daarom opgelos. En Frik staan nog so en hy hou hierdie emmer so vas met die mamba wat klak daar binnekant. En Dirk kom toe naby en hy kry toe 'n ander emmer wat vol was en hulle sit dit toe bo-op die. So dan kan die mamba maar doen wat hy wil daar so binnekant, maar hy kan nie uitkom nie. En hulle draai se om en hulle sien vir Tannie Babs en hulle dink, maar goeie, wat nou? En hulle gryp aan haar voete en hulle sleep haar. Gelukkig het die tannie sy het 'n denimbroek aangehad, so dit was nou nie soos 'n rok of ietsie soos dit nie. Gryp haar daarso aan haar voete, sleep vir haar daarso oor die vloer
En die ander ding wat ook baie goed is, die tannie het van daai sementvloere wat mense so blink kan vryf met Cobra polish. Weet julle wat is Cobra polish? Ek weet nie of julle weet wat is Cobra polish nie, maar dit is soos 'n poleermiddel. Dis poleer, dis goed wat jy gebruik om die vloere mee te poleer, wat dit so blink maak. Jy kan baie lekker daarop so hardloop en gly. Maar dis 'n storie vir 'n ander dag. Punt is, hulle sleep waar daar so by die deur uit hierso tot waar daar vars lig is en hulle sien, maar hierdie tannie, dis nie asof alles reg is hier nie. Iets omtrent die hele prentjie lyk net verkeerd. Sy beweeg so snaaks en sy haal snaaks asem en hulle spring op hulle fietsse en hulle jaag terug na die polisiestasie om vir die persoon te gaan kry wat hulle dink hulle die beste kan help. Konstabel van Skoor, hy's ook baie naby. En soos hulle so ry, tref dit vir Frik ewe skielik. Maar wag 'n bietjie, Dirk, wat as tannie Babs dan wakker word en sy skrik? Laat ek eerder terug gaan en net seker maak dat dit reg is. Ry jy en gaan kry vir konstabel van Skoor. En Frik gaan terug en hy pas vir tannie Babs op. Dirk ry daarso en hy vertel vir konstabel van Skoor. Skoonheid asem uit. Wat moet jy, seun? Tannie Babs. Klim in. En hy laai daarso vir Dirk agter op die bakkie saam met sy fiets en hy jaag so gou as wat hy kan agter af na tannie Babs se huis toe. Jy sien, konstabel van Skoor is daarom slim genoeg om te weet, hy hoef nie te wag vir 'n volle verduideliking nie. As hierdie seun hier so staan uit asem uit en hy sê, tannie Babs, dan is die probleem daar. So hulle jaag soontoe, daar aangekom, tel hy sommer vir tannie Babs op en hy sien hier so dat hy moet haar so gou as moontlik by 'n dokter kry en hy sit daar agter in die bakkie sommer en hy jaag met haar soontoe. En die goeie nuus is aan die einde van hierdie storie, maatjies, is dat die mamba het hulle uit die huis uit gekry. Maar belangriker is dit, tannie Babs is okay. Tannie Babs is okay. Maar weet julle wat? Tannie Babs sou nie okay gewees het. Dit sou nie 'n mooi einde aan hierdie storie gewees het as Dirk en Frik nie aandag geskenk het nie. Hulle was besig om mooi te kyk en mooi te luister na wat aan die gang was. Hulle het ietsie gehoor wat ongewoon was en toe gaan kyk hulle. En toe was hulle bereid om ietsie te doen omtrent dit. Maatjies, soms gaan ons in posisies wees, en op 'n plek wees. Ons gaan kom op 'n plek wat ons ietsie sien en die enigste persoon wat kan help is dalk ons. Of die enigste persoon wat vir iemand anders kan vertel van wat hulp kan gee, is dan ons. Dirk en Frik het nie geweet wat om te doen met tannie Babs terwyl sy uitgepaas lê nie. Hulle weet niks van medisyne af nie, maar hulle geweet konstabel van Skoor kan help en hulle het hom gaan kry. As hulle hom nooit gaan kry het nie. As hulle nooit daarin gegaan het en die kookwater gaan stop het en die gasvlam afgesit het en die mamba gaan keer het nie, wat sou gebeur het met tannie Babs? Nou maatjies, jy gaan nie gevra word om nou te moet induik hierso in 'n vertrek en te beklei met 'n mamba en blaas 'n vlam dood en keer die kookwater en al daai klas van dinge nie. Jy gaan dalk nie gevra word om dit te doen nie. Maar jy gaan iewerster wees wat jou waarneming, wat jy kan sien, wat jy hoor, wat jy ruik, vir jou kan sê, maar hier's iets aan die gang. Ruik jy gas? Hoor jy ietsie snaaks? Sien jy 'n ding wat nie is soos wat dit moet nie? Gaan sê vir iemand wat kan help. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie dat ons altyd veilig is saam met U. Mag dit asseblief so wees, liewe Here, dat ons die geleenthede wat ons het om te help, dat ons dit sal gebruik. Dat ons ook paraat sal wees, gereed om te help. Asseblief. Seën U kosbare kinders, al hierdie maatjies asseblief. In Jesus naam, amen. Mooi bly julle.